Die tema vanoggend is jou offer aan God. En ek sal nou 'n bietjie gesels oor dit. En dit is twee mammas wat kinders moes afstaan aan die dood. So dit het vir my baie related tot wat dalk in Abraham se hart ingegaan het toe hy daar op is. So ons gaan lees uit Genesis 22 vers 1 tot 3. Abraham moet vir Isak offer. 'n Ruk na die vorige gebeurtenis het God vir Abraham op die proef gestel en vir hom gesê: Abraham, hy het geantwoord: Hier is ek. God het vir hom gesê: Vat jou seun, jou enigste seun Isak wat jy liefhet, en gaan na die landstreek Moria toe en offer jou seun as brandoffer daar op een van die berge wat ek vir jou sal aanwys. Vroeg die volgende môre het Abraham 'n donkie opgesaal en hout gekap vir die brandoffer. Hy het 2 slawe saamgevat en ook sy seun Isak. Toe het hy vertrek na die plek toe wat God vir hom aangewys het. Onthou, Isak, al het Abraham vir Ismael gehad, Isak was die kind van die belofte. Isak was die een wat God vir Abraham beloof het. Op hierdie hoë ouderdom gaan jy en jou vrou 'n kind in die wêreld bring en jou nageslag sal soveel wees soos die sterre in die hemel. So Abraham het so in geloof gegaan met Isak en toe hulle die 2 manne daar los, Abraham het self daai hout gekloof om sy kind te gaan offer. En die pagan gebruike rondom die mense van Abraham was niks snaaks as jy jou kind gaan offer nie. Maar Abraham het vasgestaan op sy geloof in God. God gaan hier 'n plan maak. Ek weet nie hoe as 'n mens, ek weet nie, maar God sal definitief 'n plan maak. So toe hulle die manne gelos het daar, toe het Isak self daai brandhout op sy rug vasgemaak. En dit is weer 'n teken na Jesus Christus het ook hout opgedra na daar waar hy geoffer is vir my en jou. En Abraham het alles gereed gekry en die hout gepak en vir Isak daar neergesit. Maar Abraham het bly glo. Die God wat ek aanbid, die God aan wie ek glo, hy sal voorwaar, hy sal 'n plan maak. En mag ek en jy werklik daai geloof in God hê. Mag ek en jy werklik, ons weet nie hoe nie, Here. Ons weet regtig nie hoe nie, Here, maar ek glo U gaan deurkom. En het God nie vir Abraham kom wys? Jou getrouheid van geloof in my, ek sal vir jou milderlik kom seën oor dit. En dis presies wat met Abraham gebeur het. So as jy nou gaan kyk, hulle het 3 dae gereis, Jesus Christus is op die 3de dag is hy opgewek. Dis alles so in die Ou Testament met Abraham en Isak en Jesus in die Nuwe Testament. Dis alles so 'n korrelasie na mekaar. Dis die 3 dae, dis Isak het letterlik daar uit die dood weggekom, want God het voorsien. God het voorsien. En vat daai gedagte. Ek weet nie waar jy in jou lewe is nie. Ek weet waar ek is, maar glo aan die almagtige God. Ons bid ook baie die God van Abraham, Isak en Jakob. Ons bid dit, want dit is hoe die woord sê. Daai God, nie 'n God wat ek my knieë voorbuig nie. Ek wil regtig vanoggend vir jou vra, wat is die afgod in jou lewe? Is dit jou kar of jou huis of jou man of jou vrou of jou werk of wat dit ook al is? Wat is die offer wat jy vanoggend hier voor God moet kom neersit? Here, kom vanoggend, Here, en ek wil hierdie 2 vrouens voor U kom neerlê, Here. Dankie, Here, vir oorwinning, Here, in die naam van Jesus Christus, Here. En dit, Here, is wat hulle 2 vanoggend kom getuig hier van U, Here. That you are the healer, Father. U, Here, is die groot geneeser. Ek bid werklik, Here, U vrede, U rustigheid, Here, U kalmte, Here, oor een en elkeen van hulle 2, Vader. Ek bid, Here,
dat hulle so oneindig bewus sal wees van u heilige teenwoordigheid. Hier met hulle, Here, waar hulle hier voor staan, Here, voor hierdie klomp mense, Here, ek bid werklik, Here, dat u hulle in die holte van u hand sal kom vashou, Vader. Amen. Amen. Right, Susan, jy is nou. Die woord, ek wil ook sê baie welkom aan al die besoekers. Hier is ek dink 'n redelike klompie van julle, so baie welkom. Is hy? Hy wys aan is so Gerard. Hallo. Jy moet mos nee, jy hoef niks te terug nie. Jy moet hom net moenie hom hier hou nie. Hallo julle almal. Hoe? Daar's hy. Laat Goed, laat ons begin. Op die 28ste September 2010 is my 18-jarige seun en 4 van sy vriende op pad vir 'n naweek weg voor die matriek-eindeksamen en voor die matriekafskeid. Dit was vir ons as ouers baie moeilik want ons wou nie regtig gehad het hulle moes gaan nie. En ons was streng ouers, maar ja, op die ouend van die dag het ons ingestem dat hulle mag gaan. Die oggend 7:00 is my seun uit die huis uit en die trane het geloop en ek sê ag moenie bekommerd wees nie, dis maar 'n ma. En so 20:10 die oggend kry ek 'n oproep van sy beste vriend en hy sê vir my huisfoon, daai tyd is nog huisfone gehad en hy sê Tannie, Roan was in 'n ongeluk. Tannie, ek maak nie 'n grap nie. Ek sê okay Reinhard, sê vir my, is daar iemand by julle? Nee Tannie, ek sê kan hy met jou praat? Hy sê vir my nee Tannie. Ek sê okay, intussen bel Steve op my selfoon en ek klik net aan dat hy kan hoor ek praat. En ek sê vir my okay Roan, Reinhard, ek bel gou die ambulans. En ek klik aan en ek sê vir Steve, 30 km voor Mamasbury op die Philadelphia pad. En ek bel die ambulans en ek sê vir hulle moet gaan. Maak klaar, ry Panorama Hospitaal toe, dis maar die hospitaal wat ons geken het en altyd soontoe gegaan het. En intussen het ek 'n gebedsgroep op die kerk se groepie gesit en Ilse kry my by Panorama Hospitaal. Maar voor ek daai laaste draai vat wat ek ingaan, bel Steve my. Hy sê vir my vrou, ek het in sy oë gekyk en ek weet hoe lyk 'n bok wat geskiet is. En ons ry en ons wag. En die volgende oproep wat ek kry is, hulle gaan met 'n helikopter hom oorvat Milnerton Medikliniek toe, want op daai stadium was dit die hospitaal met die beste ER. En Ilse vat my, ons ry deur soontoe. Toe ons daar stop by die hospitaal, kom die helikopter oor die hospitaal se dak. En ek begin hardloop en die suster stop my en sy sê, moenie bekommer nie, ons sal laat hulle by jou stop. Maar as jy 'n beraader nodig het, ons is hier vir jou. Maar intussen, jou ore is absoluut alert. Jy luister letterlik vir alles wat gesê word. En hulle het toe by ons gestop, maar hy was nie by sy positiewe nie. En hulle is in en die dokter in ER het uitgekom en sy het gesê, hy het baie seer gekry. Die volgende 48 uur is kritiek. En ons het gewag, ons het buitekant die ongevalle het ons gestaan en bid. En eventually het hulle hom deurgevat. Ons het myn Steve ingeroep in die ongevalle in. Ons het gestaan by sy bed, maar ons het gevoel ons is in die pad. Jy weet nie regtig wat om te doen op daai stadium nie. En hulle het hom na ICU toe gevat. Die hele tyd het hulle sy longe gepomp, die hele tyd. In 'n kamertjie heel agter in ICU sy ingeneem. En ons mag ingegaan het en die dokter sê vir ons, hy kom later die aand kom hy en hy sê vir ons, baie koud klinies, jou kind is breindood. As hy sal lewe, sal hy 'n vegetable wees. En ek kyk hom so en ek sê vir hom, dokter, het jy kinders? En hy antwoord my nie. En so die nag aangegaan. Die volgende dag het ek langs sy bed gestaan en ek het gesê, Here, ons verstaan nie, ek verstaan nie, want ons het u bloed gepleit en ons het gevra vir die engele om hom te beskerm. En kyk waar staan ons nou. En die Here het my, wat ek ervaar het op daai stadium is, omdat hy my gekies het my bloed hom beskerm en my engele was daar. So het ons dag vir dag gegaan, Ilse en Hanlele en Dominee Tielman, hulle daai stadium met by die hospitaal, die kinders van die skool, die onderwyseresse, almal wat jy aan kan dink het gebid vir Roan. En daai Woensdag verder is hy heeltemal kom die dokters
ander dokters om te vra, wil julle nie organe skenk nie? Want hy het vir die A-span rugby gespeel en so hy was topfiks en daar's 'n redelike hoeveelheid organe wat hy kon skenk. En soos ek my kind geken het, sou hy dit definitief gedoen het, want dit was wie hy was. Maar ek het geweet, as ek organe skenk, moet die masjiene aanbly. En vir my, al was dit 'n masjien, as daar hartklop is daar lewe. So ek kon dit nie oor my hart kry nie. Maar intussen het ons nie dadelik nee gesê nie. Ons het net gesê, ons het nog nie besluit nie. Die donderdagoggend het gekom en hulle sou die masjiene afskakel. En hulle het gekom en my Steve ingeroep en gesê, voor ons, hulle moet vir ons wys dat hy breindood is. Hulle het die suurstof ontkoppel en dit voel vir jou as ouer jy hiperventileer terwyl jy daar staan en hulle het vloeistof in sy ore ingespuit want dan gee dit 'n reaksie in die oë en daar was niks. En die volgende oomblik kom hulle terug om te sê, maar daar's nog verdowingsmiddels in sy urine, so hulle mag nie die masjiene afsit nie. En ek sê, my God het Lazarus die 4de dag uit die dood uit opgewek. My kind gaan hy vanaand kom 'n nuwe brein gee. Ek was op 'n totale geestelike haai gewees. Ek weet ek het daar voor ICU rondgeloop. Enige mens kon ingaan ICU toe. Ons het die kode geken. Mense het ingegaan en gaan bid en uitgekom en ingegaan en uitgekom. En ek het in die gang geloop daarvoor ICU en ek het gesê, Here, as U vandag hierdie wonderwerk kom doen. Hier's soveel mense wat bid. Hoeveel mense gaan U grootheid en U almag beleef? En is asof ek net weer in my gees ervaar het, hulle moet my kies omdat hulle my liefhet, nie omdat ek wonderwerke doen nie. En so die dag verloop, en ons het die aand gesit weer daar, ons het dag en nag daar gebly. Die aand het ons daar gesit, al die masjiene, ons het eventually vir die dokter gesê, ons gaan nie organe skenk nie, en hulle het alles afgehaal, al die pype, alles, hulle het op 'n stadium met sy niere nie gewerk nie, en hulle het 'n vloeistof in sy neus ingespuit om die funksie van die niere oor te neem. It's amazing wat die medisy kan doen. En ons het daar gesit en soos die nag verloop het jy besef, maar hy het nie eintlik 'n liggaamstemperatuur nie. Maar hy het so pragtig en so rustig gelyk. En die volgende oggend het gekom en hulle het weer getoets en hulle het gesien daar's nog steeds verdowingsmiddels in sy urine, maar hulle het geweet omdat die liggaam nie kan reg funksioneer nie, kan die liggaam dit nie uitskei nie. So hulle is gereed, ons kan die masjiene afsit. En hulle het almal laat inkom wat wou groet. En ek en Steve het ingegaan. En ja, ons het gebly bid en gebly lewe spreek en gebly glo. As my kind moet lewe, sal hy lewe, al is 'n masjien afgeskakel, want ons aanbid 'n groot God. Maar dit het anders uitgewerk. En hy het gesterf op die 1 Oktober. En op die 7de Oktober is hy begrawe. Onsaglike groot begrafnis, seker tussen 500 en 600 mense. En nou moet ons begin. En jy weet nie waar om te begin nie. Jou lewe val uit mekaar uit. Waar jy altyd Heilige Gees beleef en ervaar het, is alles dood. Alles is dood hier binne, hier's niks. En ek sê net, Here, waar is U? Waar is U? En as dit so by die 3de dag kom, ek het opgestaan, ek het nooit heeldag in 'n bed gelê nie, maar jy gaan lê. Want waarvoor moet ek aangaan? En dan het die Here vir my gesê, druk die knoppie. Want worship was 'n baie groot deel van my lewe voor die ongeluk. En om te souk in sy teenwoordigheid. En ek het gesê, ek wil nie. Ek wil nie geraas om my ore hê nie. Ek het nie lus nie, ek wil nie. Maar by die 3de dag moes ek daai knoppie druk. Ek moes die knoppie druk. En dan het die Here gekom en hy het my gees kom voed. En ek kon opstaan en aangaan. En dan was daar dae wat ek in my kar geklim het en hardop gesing het. En as ek in Durban wil gekom het, dan het die Here my so versterk dat ek vir iemand anders kon gaan bid. En ja, daar was die dae van waarom, hoekom, ons het nie antwoorde nie. Wanneer ek swak was, het die Here vir Steve sterk gemaak. Wanneer hy swak was, het die Here my sterk gemaak. En so het hy ons gedra. En is nou 15 jaar wat hy ons gedra het. Elke liewe dag. En veral wanneer dit spesiale verjaarsdae, Kersfees is, enige spesiale tye, dan is dit gewoonlik die moeilikste. Want jy mis hom. Jy wonder, hoe sou hy gelyk het? Sou hy getroud gewees het? Sou hy kinders gehad het? Wat 'n beroep sou hy gehad het? Hy sou gaan swat het vir prokureer. Maar ja, en hoe die ongeluk gebeur het, weet ons tot vandag toe nog nie.
maar hy het sy safety belt nie aangehad nie, en ons neem nou maar aan, hy het afgekyk en beheer oor die motor verloor, en die enigste daai tye was daar op daai pad op die N7 net vlaktes, en daar was 'n enigste hoopie grond. En hy's op 90 km in die hoopie in, kar het omgeslaan, die passasierskant se deur het afgebreek, en Roan is aan daai kant uit, en dis waar hy die kopbesering gekry het, en sy brein het 6 mm oor die middellyn geskuif, met daai val, en die ongeluk. Die seun wat langs hom gesit het nog net so gesit, hy het 'n skrapie op sy kop gehad. En dank die Here daarvoor, dat hy 100% was. En ek dank die Here, dat Roan sy hart aan die Here behoort het. Want as hy nie voor die tyd 'n keuse vir hom gemaak het nie, was daar nie nog 'n kans om dit te doen nie. So nie een van ons weet, of dit vandag ons laaste dag is, wat ons hier sal staan nie. En dat ons seker sal maak, dat ons saak met die Here reg is. Hy het hom kom gesond maak, net nie waar ons gedink het hy gaan nie. Hy is volkome genees waar hy nou is. En deur worship het die Here my kom genees, om net sy naam groot te maak, en omdat hier niks was nie. Ek onthou die eerste keer wat ek in Cape Gate gestap het ek gesê, Here, hier is 'n gat in my hart, en is net U en U alleen wat hierdie gat kan kom vol maak, en ek sê, kom vul dit net met U goddelike liefde, want dis net U en U alleen, geen mens kan vir jou enigiets doen nie, dis net God en God alleen. En ek het vir hom gevra, Here, maar waar is U? Daar terwyl ons in die hospitaal was, en dat hy vir my gesê, dat het my in my gees kon ek sien, hy staan agter Roan. So hy was daar, want hy's alomteenwoordig, alsiende en alwetend. Hy's daar. Al gaan ons deur wat se moeilikheid, God is daar. En omdat alles so dood was, moet ek dit wat ek met my kop geweet het, moes ek hardop sê. Ek moes sê, Here, U het my lief. Here, U is 'n soewereine God. U maak nie foute nie. Here, U is nie kwaad vir my nie. U straf my nie. Here, U het gesê, U sal my nooit begewe en nooit verlaat nie. Ek moes dit hardop sê, sodat ek dit kon hoor, en sodat ek dit my eie kon maak in my hart. En so die Here gekom, en ons gedra, en weer lewe teruggebring, want jou gees het seer gekry, en die Here het kom lewe gee weer. En dit is nou 15 jaar terug, en ek kan net sê, dankie Here, dankie vir U genade, vir goedheid, guns en seën. Ek onthou die heel eerste keer, na die ongeluk, toe Stief hulle moes op 'n jagtrip gaan. En ek sê, Here, nou moet ek U vertrou dat hulle veilig gaan wees. Dit was een van die grootste uitdagings van my lewe, dat hulle veilig gaan terugkom. En dan het ek sommer net hier 'n paar verse neergeskrywe. Jesaja 43 wat vir jou sê, ek het jou by jou naam geroep, jy's myne. As jy deur water gaan, is ek by jou. Deur riviere sal jou nie wegspoel nie. As jy deur vuur moet gaan, sal dit jou nie skroei nie. Vlamme sal jou nie brand nie, want ek is die Here jou God. Jesaja 41 sê, ek het jou nie verwerp nie. Moenie bang wees nie, ek is jou, ek is by jou. Moenie bekommerd wees nie, ek is jou God. Ek versterk jou, ek help jou. Efesiërs 3 vers 14 tot 21 is Paulus se gebed. Ek kan nie die hele ene nou sê nie, maar in Jeremia 29 wat sê, wat ek vir jou beplan is voorspoed en nie teëspoed nie. Ek het 'n toekoms en 'n verwagting vir jou. Josua 1 vers 6 wat sê, soos ek by Moses was, so sal ek by jou wees. Ek sal jou nooit begewe en jy nooit verlaat nie. En dan is daar Deuteronomium 33 vers 26 tot 27 wat later jare bygekom het wat sê, Susan, daar is niemand soos God nie. Hy ry deur die hemel om jou te kom help. In sy majesteit ry hy deur op die wolke. Die ewige God is 'n skuilplek, sy arms is onder jou. Psalm 18 sê, die Here is my rots, my skuilplek, my redder, my God, my rots, by wie ek skuil, my skild en sterk verlosser. En ek kan net vir die Here dankie kom sê, vir elke oomblik en elke dag wat hy my dra. En saam met dit het hy die 13de Maart, as ek en Stief op pad, Franskraal toe, hy het 'n jeep wat voor my ry, en daai oggend waai die wind verskriklik. En ek bly bid vir hom, want ek ry agter hom, en ek sien nie, dit gaan die hele tyd so. En soos ons se Lauries pas begin, kom daar 'n letterlike wolk, mismassa, wat daai hele
berg kom toemaak. En ek kan nie baie goed sien as dit reën of as dit wolke is nie, mis is nie. So bid ek die heeltyd en die laaste stukkie wat die berg so opgaan. Bid ek en ek sê Here, ek weet nie wanneer my tyd is nie. En ek bely my sonde en ek bid vir die Here en toe ek die draaitjie so vat, toe sien ek Steve begin beweeg uit. En die volgende oomblik sien ek die trok kom van voor af, 'n Hyundai trokkie met 'n plat bak. En hy kom en hy begin swaai en ek kan nêrens heen gaan nie. Ek ry reeds op die berg se kant. En Steve is reeds om die volgende draaitjie. En hy hoor die slag. En daai trokkie slaan my op my voorruit, die hele kant van daai kar. En ek sit. En soos wat ek so sit, is my bril op my kop, my hande op die stuurwiel, net so. Ek het gehuil vir my man, want ek het geweet, hy weet nie wat hy kry as hy nou terugrevers nie, hy weet nie. Maar die Here was ons genadig en hy het my daai dag gespaar, dat ek tot vandag toe niks oorgehou het van dit nie. Ek het so afgekyk en ek het gesien, hier's 2 polletjies bloed, en soos hulle in die flieks maak, ek het so beweeg gevoel, is hier iets wat seer is, en ek het gesê, nee, hier's niks. Maar van bo tot onder was ek vol glas. En ja, so het die Here ons gedra in daai dag. Hy het vir my ook kom wys daai dag. Jou gebed om julle te beskerm, het ek verhoor. Dankie Jesus. Môre almal. Ek het 'n leer, ek dink is 20 sleeves. Toe Pierre het my gevra of ek sal kom getuig, het ek gedink is alright, ek praat net so vinnig. En toe het hy later gesê 15 minute en ja, toe raak ek benoud. Ek het geworstel hierdie week, want ek is moeg. My lewe is baie vol op die oomblik. En Stefan se storie is nie 'n storie wat jy in die middel kan begin nie. Jy moet begin by die begin. Maar voor ek daarby uitkom, die Here voorsien so. En ek wil vanoggend vir Susan sê, ek is baie jammer. Want dit wat ek in die klip gesien het, wat ek nou self beleef en weet, het ek daai tyd nie geweet. Ek het nie geweet, wat doen jy as iemand naby verloor het? Ek het nie geweet, wat doen jy, wat sê jy? So ek het dat totaal en al geïgnoreer. As hy in die kerk was, het ek daar net misgekyk. Want ek was onkundig. En ek dink baie van ons sit met daai probleem. Jy wil iets doen, jy wil iets sê, maar wat is die regte ding om te doen en wat is die regte ding om te sê, want dit is onnatuurlik. En wanneer ons iets sê of iets doen ons dit uit 'n hart van liefde en bedoel ons dit baie goed. Maar daar is sekere dinge wat 'n mens moet vermy. Ek sê dit vir julle want ek het geweet dat ek dit ook nodig gehad het daai tyd. As iemand deur 'n moeilike tyd gaan, soos byvoorbeeld om 'n kind of iemand anders te verloor, sê ons maklik, laat vir my weet as jy iets nodig het. Wat jy dan eintlik doen is jy gaan staan aan een kant en daai persoon het nou nog 'n chore. Soos daai persoon jou nodig het, met daai persoon jou kontak en hy gaan nou klaar deur daardie moeilike tyd. Doen dan liewers iets sonder om te sê, laat my weet. En wat vir my uitstaan van toe Stefan oorlede is Anien, Koeks en van die kollegas het by mekaar gekom en hulle het 'n maatskappy gekontak en vir 2 weke het hulle kos by ons huis afgelewer. Dit was ongelooflik. Hulle het nie gevra nie, hulle het gedoen. Praktiese dinge, die dag toe Stefan oorlede is, het Ilse in die kar geklim en sy het huis toe gery, sodat ek self nie hoef te bestuur nie, sodat ek saam met iemand anders kon ry. Dis praktiese goed. Die daar wees van vriende, toe Stefan sterf, die daar wees van Pierre, toe Stefan sterf. Hulle het nie gevra, waar moet ons weet, wat moet ons doen nie. Dis die een ding. Moenie details vra nie. Moenie mense peper moet vra nie. Want ons wil graag weet. Jy gaan op die ou end weet. Om 'n boodskap te stuur, 'n WhatsApp of wat ook al, is 'n goeie ding.
Maar jy kan sê, jy hoef my dit te antwoord nie, maar ek bid vir jou. Of ek dink aan jou. Toe ons iemand anders in ons gesin of familie verloor het iemand vir ons 'n boodskap gestuur en daai persoon het ons kwaadlik geneem omdat ons nie teruggereageer het nie. Dan nog 'n ding, ons wil graag positief wees, so ons sê, en dit hoor jy nogal baie. En ek sê weer, dit kom uit 'n liefdeshart en 'n hart wat dit goed bedoel. Die Here het sy mooiste blom kom pluk. Jy wil nie dit hoor nie. Die Here weet wie sterk genoeg om dit te dra. Nie een van ons is sterk genoeg om so iets te dra nie, want ons moet dit op ons eie dra nie. So ons bedoel dit goed. Hy's nou op 'n beter plek. Dit is beter om te sê, dis vreeslik. Dis jammer dat jy dit deur hierdie moeilike tyd moet gaan. So stem saam met daai persoon se pyn. By 'n vrouekamp kort na Stefan oorlede is, het 'n sussie na my toe gekom en sy het my so vasgedruk en toe sê sy, ek weet nie wat om te sê nie. Ons hoef niks te sê nie. Ons moet net daar wees. In Romeine 12 vers 15 staan daar, wees bly saam met die wat bly is en treur saam met die wat treur. Dis sommer net so bietjie vir julle informasie, omdat ek self nie geweet het nie, omdat ek self in 'n plek was waar ek nie geweet het wat maak ek met Susannie. Goed. Kom ons begin met my en Stefan se storie. Stefan was my tweede kind en hy is gebore met sissiese fibrose. Ek gaan vir julle verduidelik, baie mense weet 10-10-1 wat dit beteken, maar mens moet daai agtergrond hê om die storie te verstaan. Sissiese fibrose of CF is 'n genetiese siekte en 'n draer en nog 'n draer moet by mekaar kom om die siekte te dra. So ek en my man was al twee draers. Ons het dit nie geweet nie, want my dogter was die eerste kind en sy maak hier niks. Sy was gesond van die begin af. Wat die siekte behels is, daar's 'n swak wisselwerking tussen die selle. En as gevolg van dit raak die slijm of vog in jou liggaam dikker en dikker en dikker. So die vog in jou longe raak dikker en dikker. Die vog in die pankreas raak dikker en dikker. Nou Stefan was een van die babetjies wat gebore is met sissiese fibrose, maar het nie die pankreas probleem gehad nie. So hy het normaal gegroei, hy het normaal gewig opgetel, so hulle die hele tyd dit misgekyk. As 'n babetjie gebore word en hy verloor die hele tyd gewig en hy groei nie normaal nie, dan is dit 'n rooi lig wat aangaan en dan is dit een van die dinge wat hulle toets. In sommige lande word alle babetjies getoets vir dit. Wat elke babetjie wat gebore word. Die eerste keer word Stefan opgeneem in Panorama toe hy 8 weke oud was. Vir 2 weke. Ek het nog geborsvoed. Ek het elke 2 uur geborsvoed. So dit was 'n bitterlike moeilike tyd. Hulle diagnoseer dit as bronchiolitis. Hy kry pypies, sy adenoids word uitgehaal. Dit was die eerste keer op 8 weke. Hy het as babetjie baie sleg geslaap. Hy het 7 tot 8 keer in die nag het hy wakker geraak en dan nog 2 keer vir Lika en my man het gewerk. Ek was 4 jaar by die huis en my man het net gesê, ek werk, jy moet maar opstaan. As ek vandag terugkyk, sal hy nie so maklik daarvan afgekom het nie. Stefan was gereeld siek. Hulle toets aan mekaar vir allergieë. Dit wys nie veel nie. Hulle toets aan mekaar vir TB. Dis nie TB nie. Hulle vra vir ons oor en oor, rook iemand in julle huis? Daar het nog niemand iets ooit gerook daar nie. So die hele tyd is 'n siekte wat nie, omdat dit geneties is, nie
genees, dit kan nie genees word nie. So wat hulle doen, hulle behandel die simptome die hele tyd. So antibiotika, dan is hy vir 'n rukkie gesond, antibiotika, dan is hy. En toe hy 9 jaar oud is, speel hy die oggend rugby by die skool 'n wedstryd. Nou kind wat CF het met glad nie kontaksport doen nie. En skielik kan hy nie asem kry nie. En die mense hardloop na my toe, waar is hy pompie, waar is hy pompie? Want dit lyk soos asma. Toe word daar ekstraal geneem by Durbanville se Medikliniek. My seun staan langs my en die radioloog sê, is daar sistiese fibrose in julle familie? Ek het in my lewe nog nie so iets gehoor nie. Ek sê, ek weet nie waarvan jy praat nie. Sy sê, ek kan die skade op jou kind se longe sien. Toe word daar sweettoetse geneem. Die samestelling van hulle sweet is anders as 'n normale mens. Dit wys toe niks nie en toe word bloed weggestuur en toe is dit wel CF. Weer voor my kind, sê die dokter vir my en my man, hy gaan baie siek word, hy gaan lang tyd in die hospitaal wees en hy gaan nie lank lewe nie. Ek kan dit nie glo as ek dit sê nie. Arme Stefan, 9 jaar oud, stap in die gang af in die hospitaal en hy gooi op, want van daai spanning. Maar my liewe Stefan was 'n ongelooflike positiewe kind, 'n sosiale kind, 'n liefdevolle, sagte kind. En toe ons by die huis kom en hy's nou rustig, is daar net 2 vrae wat hy vra. Kan ek my maats aansteek? Sal ek nog kan visvang? En toe sy tevrede. Een keer in 'n maand het ek vir Stefan Rooikruis toe gevat vir 'n check-up, dan toets hulle die longfunksie. So hoe meer slijm daar in die longe is, dan gaan die longfunksie nou weer af en dan sit nou maar weer antibiotika. Maar as hulle weet 'n kind het CF, is dit nie net 2-3 dae, 4 dae antibiotika, dan is dit 2 weke antibiotika en is 'n hoër dosis as wat 'n normale kind sal neem. Hierdie mamma vat toe alle verantwoordelikheid net op haarself. Ek dink is maar iets wat ma's soms doen, dikwels doen. As hy siek is, fisio ek hom 2 keer in 'n dag. Ek sorg dat hy nebulize, ek sorg dat hy pille drink. Maar dankie Here, dat hy vir my ook wysheid gegee het. Want ek het 'n wilsbesluit geneem, en dit was in stryd met my hart. Dit was 'n kopding. Ek gaan nie my kind in 'n wattebolletjie toedraai nie. Ek gaan terugstaan by tye, sodat hy voluit kan lewe. En as ek terugkyk, en ek besef, en ek dink daaraan hoe my seun sy siekte gedra het, dan weet ek, die Here was die hele tyd daar. Toe hy 10 jaar oud was, het mense van 'n kerk vir hom kom bid, en ek is toe nog in 'n kerk waar dit nog baie wetties is. Ken nie regtig die Heilige Gees nie, weet nie van in tale praat nie, en hierdie 2 mans en hulle bid vir Stefan, hulle bid en dan praat hulle in tale, en dan bid hulle weer, en dan praat hulle in tale, en Stefan huil onophoudelik. Nou vra ek vir myself, is my kind bang? Weet hy nie wat aangaan nie? Hoekom huil hy so? En toe die mense wegry, toe sê Stefan, ek het gehuil, omdat ek weet hoe groot die krag van die Here is. 10 jaar oud.
Hy is gereeld in die hospitaal opgeneem vir 2 weke, groot hoë dosis binne-aardse antibiotika. Ek het hom min by die huis gehou. Ek het hom nie sommer uit die skool uit gehou, sommer net nie. Want ek het dan nou daai wilsbesluit gemaak. So hy was nog steeds hierdie positiewe kind. By die hoërskool het hy soms swaar gekry, want as die longfunksie afgegaan het hy gesukkel om die trappe op en af te klim. Ek het vir Stefan deur die hele proses net 1 keer regtig moedeloos gesien. Hy bel my die eendag van die skool af 12:30 en hy sê, kom haal my nou. Ek gaan haal hom, hy praat niks op pad terug huis toe nie. En hy was hierdie sagte kind. Toe ek die deur oopmaak, gooi hy sy tas dat dit aan die ander kant trek. Hy storm in die gang af. Hy skop 'n gat dwars deur ons kamerdeur en hy val op die bed en hy begin huil. En nog tussendeur, wat gaan pappa sê van die deur? Ek sê, moenie bekommerd wees oor die deur, ons sorteer dit self uit. Wat toe gebeur het, hy het in die klas begin slijm uithoes. Nou wil hy nie voor die kinders te doen nie, so dan sit hy met daai slijm in sy mond. As die periode verby is, gaan hy badkamer toe, maar nou wag hy eers, tot almal in en uit die badkamer gegaan het, en dan spoeg hy uit. Nou kom hy laat vir sy klas, dan kry hy moeilikheid, dan gebeur dit weer, en die volgende periode is dieselfde, en so gebeur dit die hele dag toe nou al. Toe hy te oud geraak het vir Rooikruis, moes hy skuif, en hy is behandel in 'n opleidingshospitaal in Kaapstad. Hy was 3 keer in daai hospitaal, elke keer vir 2 weke. En dit was nie die regte plek vir hom nie. Hy het soms vir die verpleegers gesê, nee, maar die draadjie van die binne-aardse antibiotika moet eintlik deur die masjienkie gaan. Of kom net gou asseblief terug, want hier's borrels binne in die pyp. En die professor wat hom behandel het vir hom een keer gesê, wil jy nie asseblief skuins oorkant gaan in daai kamer, is ook 'n kind wat sê, het gaan praat 'n bietjie moed in. Terwyl my kind self daar lê. Toe dit die 3de keer gebeur, toe sê ek vir my man, dit gaan nie werk nie, ek gaan hom skuif. En hoor net gou werk die Here. Ek jaag een nag oor die rooi lig met Stefan, na 'n hospitaal in Kuilsrivier. En ek sê vir die dokter, ek wil vir Stefan skuif. Wat stel u voor? Nou, ek het tot daai tyd nog nooit gehoor van Dr. Bibak nie. Hy sê, Dr. Bibak in Panorama. Ek weet nog steeds nie, is dit die regte skuif. Ek gaan apteek toe, om sy pille te kry. Ek vra vir die apteker, wat sou u voorstel? Wat dink julle het hy gesê? Dr. Bibak in Panorama. Ek bel die skakelpersoon by die Rooikruis, wat die skakel is tussen die ouers en die dokters. Ek sê, wat moet ek maak? Dr. Bibak in Panorama. En so is hy toe daartoe, en daai dokter het vir hom so baie beteken. Nou hierdie positiewe kind van my, wou gaan swat as chef. Nie die beste werk vir 'n kind wat chef het nie, want voor die warm stoof, in die koue yskas, daai wisselwerking is nie goed nie. Maar in elk geval, hy gaan toe nou chefskool toe, Warwickshire chefskool, tussen Onrus en Hermanus. Dis ook daar waar hy die eerste keer bloed opgehoes het. Maar hy kry werk na sy swattings by Terroir, buitekant Stellenbosch. Maar hy het sy siekte so weggesteek. Toe hy vir die hoofchef sê, ek kan nie meer vir jou werk nie, want toe werk hy 7 dae 'n week. Toe sê hy, but you don't understand, I want you in my kitchen. Toe weet hy nie eers Stefan is siek nie. Toe werk hy by Dorpsstraat Delhi. Toe hy daar wou gaan, toe sê die eienares, ek sou jou die manager maak. Vir sy 21ste verjaarsdag wou hy familie en vriende nooi
en hy wou die kos maak, 'n 3-gang maaltyd, die menu is uitgewerk en hy het op die bord geteken, waar gaan alles lê op die bord. Ons hier 'n saal, ons nooi 70 mense, en daar raak Stefan siek, en hy land in die hospitaal. En ons hou sy 21ste verjaarsdag sonder hom. Na 2 weke word hy ontslaan, en hy dring daarop aan dat ons Kakamas toe gaan. Lika het daar haar gemeenskapsjaar gedoen, sy's 'n spraakterapeut. Maar die oggend sit hy net, hy kan nie help pak nie, want sy lyfie is al te moeg en te swak. Ons pak die bakkie in, die trane stroom oor sy wang. Ek sê vir hom, Stefan, ons kan bly, ons hoef regtig nie te gaan nie. Maar Stefan wil gaan. As ek terugdink daaraan, dan dink ek hy het geweet, hy gaan hom te gaan afskeid neem. En dit is die laaste wat hulle mekaar gesien het. Na 3 dae draai sy gesondheid so dat hy in Appington se hospitaal beland. Die dokters daar weet nie wat om Stefan te maak nie, want hulle weet nie wat is CF nie. Ek sê vir my man, this is not going to work. Ons hier 2 suurstoftanks en ons ry deur die nag huis toe. En hy word opgeneem in die ICU in daai glaskamer. Ons moet handskoene aantrek, ons moet maskers aantrek as ons daartoe gaan. Die antibiotika hang so 'n hele ry, want hy reageer op niks nie. En die slijm in sy longe raak net al dikker en dikker. Die maandag sê dokter Bibak vir my, ek dink die Stefan kan omdraai waar hy nou is. 'n maag glo dit nie. Jou brein kan nie dit vat nie. Jy glo dit net nie. Die Dinsdag kom ek daar. Nou ek het nie geweet voor jy gaan, kan sommige mense kry so 'n opflikkering net voor hulle gaan. Ek het nie dit geken nie. Stefan sit op die bed, hy eet sy kos, hy maak grappies. Hy's die ou positiewe Stefan. Ek bel vir Lika. Ek sê, jy hoef nie bekommerd te wees nie. Dit gaan baie goed met Stefan. Die Dinsdag, ek was alleen by hom. In die gesprekke, ons het nie gepraat oor die dood nie, sê hy hierdie sin, en ek klik ook nie tot na die tyd. Hy sê, ek is nie bang nie. Ek het vrede. Vanoggend wil ek vir julle vra, het julle vrede? As jy weet jy gaan nou, het jy sekerheid. Ek is nie bang nie, ek het vrede, sê Stefan. Maar ek dink nog steeds, dit gaan so goed met hom. Ek bly nie die Dinsdag aan daar nie. Toe ek loop, sê hy vir my, het vir my altyd Moemsie genoem. Hy sê, Moemsie, ek is baie lief vir jou. En dit was Stefan se laaste woorde. Het die Here my nie geseën met dit wat hy gesê het daai dag nie. Ek gaan huis toe die aand. En die Woensdag sterf Stefan. Waar was God toe Stefan gesterf het? Hy was daar. Hy was by ons en hy was by Stefan. Toe Jesus aan die kruis gesterf het, het hy gesê, my God, waarom het U my verlaat? En juist daarom sal hy vir ons nooit verlaat. Hy maak nie wat se omstandighede ons is nie. Hoe hanteer 'n ouer dit as sy kind so siek is? Ek het nagte omgebid in die sitkamer by die bank. Want ek het geweet, ons skuiling, ons vaste vesting is God. Ek het gedoen wat ek kon, maar ek het geweet, ek kan ook net tot op so 'n punt
help. So ek moes vir Stefan oorgee. Here, hier is hy. Ek vertrou U met hom. Want ek het geweet hy is net by die Here veilig. En ek het geweet die Here gaan hom genees. Hierdie kant of ander kant die graf. In so 'n situasie en in ander tye van swaar kry, moet ons nooit aan God se karakter twyfel nie. So as ek hoor dat iemand deur 'n moeilike tyd gaan, die eerste ding wat ek vir die Here sê is, beskerm hulle geloof. Vertrou hom met jou eie lewe en met die lewens van jou naby mense. En ek sê weer, God soek nie mense wat sterk is om 'n kruis te dra nie. Maar in daai swaar kry, moet ons weet waar ons krag vandaan kom. Ons moet leer om hom te vertrou in alle omstandighede. Ek glo nie dis die wil van die Here dat ons so swaar moet kry nie. Solank as wat ons op die aarde is, sal ons swaar kry. Want ons is in hierdie wêreld, in hierdie sondige wêreld. Maar ons moet verseker weet dat Jesus ons anker is. Dankie.